Ernst is nie vanmôre saam met ons nie. Ek dink sy hart is saam met geopende deure. Sy hart is altyd hier. Maar ek dink as ek sien na Ernst en na hom kyk en beleef my seun, dan sien ek hoe die passie vir die vervolgde kerk ook in sy hart begin groei het, want dit is nou al jare wat ons in die verlede so die hele maand November saam met geopende deure gewerk het en so regtig so pad saam geloop het. Dit is hoekom ons ook elke week bid as jy in die junction is, daar by die deur instap en jy kyk aan die linkerkant, sal jy sien die 50 mees vervolgde lande in die wêreld en Ernst volg nou die reeks dwars deur die 50 vervolgde. So hy is vanmôre in vereniging en hy gaan so 'n bietjie met hulle deel oor geopende deure, maar hy weet ook sy plekjie is hier en hy moet ook betrokke wees, want Paul wil nie elke Sondag vir hom help nie, sy job doen. So, maar ons bid ook vir hom, daar waar hy dan ook in die bediening gaan wees. Ek gaan vir jou vra saam met my oop te maak by 1 Korintiërs 3, wat ons bietjie later gaan lees, 1 Korintiërs 3, ons gaan so 'n bietjie lees vers 8, en dan vers 10 tot 15, en ons gaan 'n bietjie later by dit kom. So, ons wil vanmôre ook net eers kyk na die gemeentegebed, wat ons elke jaar, dis 'n gebed wat die Here op Ernst se hart gelê het, die gebed in Efesiërs, en kom ons lees maar net weer, Here Jesus, ek bid dat U deur die Gees aan my wysheid sal gee, aan U self so aan my sal openbaar, dat ek U werklik dieper kan leer ken. Ek bid dat U my geestesoë sal open, en dit is so belangrik. Open my oë dat ek kan sien die wonders in U wet. En dan verhelder dat ek kan weet watter hoop U roeping inhou en weet watter rykdom daar in U heerlike erfenis wat U vir my bestem het sal wees. Ag, en dis 'n ongelooflike diep gebed. Paulus was op pad na Rome en hy het geweet hy moes gemartel word. En dan bid hy dit vir die gemeente in Efese, dat die lyding wat hulle gaan deurmaak, dat daardie waarhede diep in hulle harte sal posvat, en hulle harte sal wortel skiet, want dit is mos maar in die lewe so, die woord van die Here moet in ons lewe wortel skiet, sodat dit kan groei, en dit deel van ons lewe kan word. Ons bid saam. Dierbare Here, as die woord van die Here dan nou voor ons oop is, dan wil ons laag buig, want dit is die lewende God, wat met ons uit sy woord praat. En dit is sy gesag. Ons is gewone mense, maar U het ook beskik, dat U seun ook vir ons verlossing kon bied. Word nou verheerlik in ons midde, as ons na U woord toe kom, breek ook vir ons die skrifte oop, en ook met hierdie baie belangrike tema, dat die Here se loon is altyd regverdig, en hy beloon die regverdige, maar hy beloon ook die onregverdige. En dankie dat U ook vir ons hierin sal onderneem. Amen. So ons tema vanmôre, ons tema vanmôre is God is altyd regverdig wanneer hy mense beloon. So ons wil vanmôre met U praat oor hoe gaan die Here jou en my beloon waar ons die Here Jesus aangeneem het, of daar is soveel mense wat hom nog nooit aangeneem het nie, en hulle gaan ook beloon word. Want die hemelse beloning begin altyd by ons wedergeboorte. Wanneer ons die Here Jesus aanneem en sy kinders word, dan begin ons iets verstaan op 'n ander wyse van hoe hy sy kinders beloon. Terwyl die wat ongered is,
ook hulle eie loon kies. En ons gaan 'n bietjie kyk ook daarna. Soos 'n môre se boodskap is vir ons elkeen, vir my wat hier staan, is hoe ons lewe, want dit maak vir God saak. So, dis hoekom ek altyd sê, dis so belangrik dat ons hart aan onsself sal werk. Want die moeilikste mens waarmee 'n mens werk, is die een wat jy in die spieël sien. Die moeilikste mens. En daardie mens moet geslyp word en gevorm word, en dan by die woorde van Job uitkom, al sou hy my deur pyn vat, nogtans sal ek soos goud tevoorskyn kom. Dit was Job se getuienis. Ook toe sy vrou gesê het, vloek God en sterwe, het hy vir haar gesê, jy antwoord soos 'n dwaas. Die Here het gegee en die Here het geneem. Geloof sy die naam van die Here ten spyte van sy krisisse, van 10 kinders wat hy verloor het op een slag. Sy vrou verloor, sy plaas, sy werker, sy vee het hy verloor, en met swere gesit, en dan het hy gesê, geloof sy die naam van die Here. Wat beteken, daar was 'n diepte, geestelike diepte in sy hart. En dis wat die Here van jou en my verlang. So wanneer ons na daardie tema kyk, is daar 3 woorde wat in daardie tema uitstaan. God, regverdig en beloof. Nou die God waarvan ons praat is die God van die Bybel. Dis die God wat hemel en aarde geskaap het. Wat in Genesis 1:1 gesê het, kom laat ons die aarde skaap. Die aarde was woes en leeg en hy het gesê laat daar lig wees. En hy het ook gesê kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En hy was so trots daarop. Dis God, die God van die Bybel wat saam met die volk Israel deur die woestyn getrek het. Maar dis ook hierdie God wat sy seun Jesus Christus laat aarde toe kom om mens te word sodat hy die prys vir jou en my kom betaal het. Hy word ook genoem die Vader van ons Here Jesus Christus. Dis hierdie God wat eendag gaan beloon. Want jy sien, hy ken ons deur en deur. Hy ken ons van ver en hy ken ons van naby. Dis hierdie God wat eendag moet beloon. En dis hoekom as ek na sy attribute kyk, na sy kenmerke, sy eienskappe, dan sien ek dat hy altyd volmaak is in sy heiligheid. Hy is volmaak in sy liefde. Hy kan jou nooit minder lief hê nie. Al voel jy, God is nie lief vir jou nie, kan hy jou nooit minder lief hê nie, want hy het jou lief met 'n ewige liefde. Hy is volmaak in sy genade. Ons kan hoe ver in sonde val, maar sy genade is volmaak. Want hy het gegee genade op genade, dubbel porsie van genade. Daar's net een iemand wat nie meer genade kan ontvang nie, en dis die duiwel. Sy plek is klaar bespreek. En sy gevalle demone, engele, is klaar bespreek. Hulle kan nooit weer gebore word. Want hulle het hulle verdiende loon gekry. Hy is volmaak in sy vergifnis. So ons wat worstel en skuldgevoelens het en vra, Here, het jy my vergewe? Die Bybel sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy doen 'n radikale werk, hy doen 'n volmaakte werk in vergifnis as ons ware berou in ons hart het. Maar hy is ook volmaak in sy regverdigheid. Ons kan hom nooit blameer nie. Ons kan nooit die fout by hom vind. Dis ons eie opinies en ons eie idees wanneer ons begin sê, maar God. Hoekom? Omdat ons onkundig is. Maar in sy regverdigheid is hy altyd volmaak en niemand sal eendag voor die regterstoel kan staan en sê, Here, maar dit of dit nie. Want hy weet.
Daarom is hy ook regverdig, soos ek reg gesê het. Wat beteken die woordjie regverdig? Beteken om ooreenkomstig die geregtigheid of moraliteit op te tree. Hy is nie onpartydig nie. Hy is nie partydig nie, hy is altyd onpartydig. Hy is nie bevooroordeeld nie. Hy is altyd billik. En wanneer iemand selfmoord pleeg, is God billik. Al sê die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie, is God billik in die stryd wat so 'n persoon stryd. Begrip vir die persoon se stryd. Jou diepste stryd het God begrip. Hy's billik en daar is nie 'n harde God. En dis hoekom hy regverdig. Maar dan kom hy om te beloon en die definisie van 'n beloning is 'n vergoeding, 'n prys of guns wat iemand ontvang as aansporing of as erkenning vir 'n goeie daad, werk of prestasie. Dit dien dikwels as 'n motivering om gedrag te herhaal of om dankbaarheid te toon. Is dit nie maar wat die Bybel doen? Hy spoor ons aan tot God se goeie werke. Hy spoor ons aan om heilig te lewe. Hy spoor ons aan om met sonde te breek in ons lewe. Hy spoor ons aan om met 'n ander oog na die wêreld te kyk en te sien die wonder van sy skepping. Maar hy spoor ook ons aan om lieflike mense te word, wat genade betoon teenoor ander, wat gaan leer om ons vyande te vergewe. Hy spoor ons aan, want hy het 'n passie vir jou, en hy het 'n passie vir my. Hy het 'n verlang en 'n begeerte na jou, en 'n verlang en 'n begeerte na my, om in verhouding te groei met hom, en om geestelik volwasse te word. Dis sy passie, want hy wil ons beloon. Hy het 'n hart van bemoediging. Hy het 'n hart van omgee. En in ons wandel met hom kan ons dit belewe hoe hy omgee. Mense sê dikwels keer vir my wanneer hulle vir my sê bid vir ons, dan sê hulle ons voel hoe die gemeente vir ons bid. Want dit is God se werk. En daarom verwag hy ook dat ons ook mense sal beloon deur sy beloning. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. Dink aan iemand wat vir jou vertel, dit gaan sleg. Hoekom nie sommer daar vir die persoon bid? Want ons sê ons gaan bid en dan doen ons dit nie. Hoekom nie sommer daar of op 'n stemboodskap te stuur en te sê kom ek wil vir jou bid, dat ek jou kan seën en dat die Here jou kan onderneem in jou situasie. Die Here wil ons ook mense beloon, want hy doen dit. Nou wanneer ons by 'n begrafnis kom, en altyd 'n lekker preekie, dan sal die dominee voordat die kus afsak, gaan die dominee ietsie sê rakende die loon van die persoon wat sterf, en ek wil dit vir julle lees. Dat hy sy uit hierdie aardse lewe en tydelike lewe weggeneem is, wetende dat die menslike gees onverganklik is en God elkeen tot verantwoording sal roep, daardie persoon dat God hom tot verantwoording sal roep, en elkeen te beloon wat elkeen in die liggaam gedoen het, of dit goed was of dit kwaad was. Dis wat al die dominees by begrafnisse sê. Sien die beloning. Want ons weet nie altyd of daai mens waarlik gered was. Want goeie dade wys nie dat 'n mens of voorbeeldigheid wys nie altyd dat 'n mens gered is nie. Nie Christene kan ook voorbeeldig. Die verskil is dit, ken ek die Here Jesus? Het ek 'n getuienis van redding? Het ek 'n getuienis van die wedergeboorte? Dit is die begin van Christendom. So
En Christene sal ook voor die Here staan. Hulle word net anders te beloon as nie-Christene. En dis die wonder. Dat Christene word anders te beloon as nie-Christene. En ons gaan in die preek daarby kom. Nou die Bybel is baie vol van beloning. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Psalm 19 vers 12. Die woord van die Here is volmaak. Die knegt word daardeur gewaarsku. En die onderhouding daarvan is groot loon. So die vraag is, hoe goed ken ek die Bybel? Hoeveel tyd spandeer ek aan die Bybel? Doen ek Bybelstudie? Is ek betrokke met die leer van die woord? Want dis al hoe ek die woord gaan leer ken. En dan kan ek begin bepaal, wat moet ek en wat moet ek nie. Hoe moet ek lewe, want die woord leer my, dis my rigtingwyser. En daar is groot loon. En een van die dinge wat die Here vir ons eendag sal sê, my kind, ek weet jy die woord liefgehad. Dis seker die grootste kompliment wat ons eendag sal kry, mooi so goeie en getroude diensne. Oor weinig was jy getrou, veel gaan ek nie aanstaan. Maar my kind, jy was lief vir my woord. En ek wil jou beloon. Spreuke 22 vers 4. Wie nederig is, dien die Here, want nederigheid is iets baie spesiaal. En hy of sy ontvang rykdom, geestelike rykdom, en eer en lewe. Want die lewe raak nou sinvol. Die lewe kry nou betekenis. En dis hoekom ek wil lewe, want ek is geplaas op die aarde as 'n gawe van God en ek wil 'n verskil in die lewe maak. Want die lewe is 'n geskenk van God. Die lewe is iets kosbaar. En die Here gee dit vir my. Vir Hizkia het die Here 15 jaar langer gegee om te lewe as gevolg van die gebed wat hy gebid het. Hebreërs 10:35. Julle geloofsvertroue moet julle nie prys gee nie. Dit hou 'n groot beloning in. Moenie terugval in sonde nie. Groei in hierdie lewe. Sorg dat jou geestelike lewe en jou vertroue in die Here al vaster en gehegter raak in die lewe, ten spyte van probleme, ten spyte van krisisse. Hou vas aan jou geloof, want die woord sê daar is 'n groot loon. Die wat volhard het tot die einde, dis hulle wat gered word. Sê die woord. Spreuke 11 vers 18. Die wins wat 'n slegte mens maak, hou nie. Wie volhou om reg te doen, het 'n blywende beloning. Dis hoekom dit gaan nooit oor ons eer nie. Maar dit gaan oor, hoe kan ek ander bedien? Hoe kan ek ander bedien met my liefde? Met my omgee? Met my hart? Daar's 'n groot beloning daarin, om ook te bely, Here, ek wil doen dit wat reg is in die lewe. Leer vir my wat verkeerd is, en leer vir my wat reg is, en die Here, ek het 'n begeerte en 'n verlange om reg te doen in hierdie lewe. Want ek wil hê my lewe moet 'n verskil maak in hierdie lewe. Daar's 'n groot beloning, 'n blywende, net om 'n blywende beloning. Spreuke 13 vers 13. Wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra. Wie eerbied het vir die gebooie van die Here, sal beloon word met goeie vrugte. Dink maar wat met spotters gaan gebeur. Ag, dis net nog 'n boek. Dink wat met spotters gaan gebeur. Hulle sal in die hel ewig spot. Dis hoekom dit so belangrik is, eerbied het vir sy gebooie, 'n liefde vir die woord, soos ek nou gesê het. Die woord te ken.
Hoe leer ons hom ken? Deur 'n pad met hom te wandel. En sy karakter, sy menswees, of sy uniekheid leer ken. Word beloon met goeie vrugte, die vrug van die Heilige Gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis 'n mooi mens. Wanneer 'n mens die vrug van die Gees dra, dan is dit 'n mooi mens. Wat tussen ons wandel, wat saam met ons is. 'n mooi mens. En dan Kolossense 3 vers 23 en 24. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here 'n beloning sal kry wat hy beloof het. En hy's 'n waarmaker van sy woord. As hy 'n belofte gemaak het, kom hy die belofte na. Ons sukkel partykeer, ek sukkel partykeer. Vergeet. Maar hy onthou en hy kom dit na. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg wat hy gedoen het, wie die onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor. Hy het nie wit broodjies nie. Hy het nie oogappels nie. Die Vader het 'n oogappel gehad, sy seun. Dis my seun in wie ek welbehaag het, het hy gesê. Jesus het gesê, alles wat hy vir my sê, doen ek. Dit was so, maar God is regverdig met elkeen, hy trek niemand voor. Sien, en daarom moet ons mekaar kom sê, dat God beoordeel regverdig, en hy beloon ons werke. Die beginsel is dit, dat God is oplettend oor jou lewe en my lewe. Jesaja sê dit so mooi, hy's in die hemel en hy soek iemand wat in die bres kan tree, maar hy het niemand gevind. Stands in the gap. Vir die volk Israel, maar hy het niemand gevind. God is oplettend oor ons weë, hoe ons lewe, wat hy verlang om ons te beloon, maar ons moet die keuse maak, en ons moet die keuse maak, hoe ek wil lewe in hierdie wêreld. Dis my verantwoordelikheid. Daarom sê ek, verantwoordelike mense, 'n mens wat verantwoordelik oor sy werk is, 'n mens wat verantwoordelik in sy huwelik is, 'n mens wat verantwoordelik is om die regte vriende te kies, 'n mens wat verantwoordelik is om te weet dis reg en verkeerd. 'n verantwoordelike mens is 'n mooi mens. God is oplettend. En dikwels beloon hy ons vir ons werk steeds hier op aarde. Beloon hy. Dink aan innerlike vrede. Dink aan innerlike seëninge. Dink aan gebedsverhoring. Waar jy die Here vertrou het in die gebed en die Here die persoon aangeraak. Of waar jy 'n siel na die Here toe gelei het en daardie persoon bid saam met jou en die vreugde wat jy beleef. Of ek trou 'n paartjie en ek sien hierdie paartjie is hulle stap die 7 weke wat ek hulle begelei. Hulle stap dit en hulle doen dit. Dit gee vir jou vreugde in die lewe. Dit kan die vreugde van dankbaarheid. Nuwe dag op te staan. Ek sê altyd vir my klas donderdag by Bergsig. Dis hoe ek altyd begin. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dis hoe ek met die kinders begin. Want ek moet myself stig. Ek moet myself opbou. Ek moet myself motiveer. Anders te gaan die lewe vir ons 'n las word en dit gaan becoming 'n drag. Terwyl die lewe en elke dag God se geskenk vir jou en my is. En wat wil die Here graag hoor uit ons harte? Here, dankie vir hierdie nuwe dag. Ek weet nie hoe dit gaan verloop, maar ek wil net vir U sê dankie dat
'n nagrus gehad, dankie dat ek 'n nuwe dag kan begin, dankie vir my gesondheid, dankie vir dit en dankie vir dat. Wees in alles dankbaar, sê die woord, en dis 'n groeiproses. Die wat die Here voluit dien, hulle wat hom voluit dien, sal deur die Here beloon word. Dis 'n wet soos van Mede en Perse. Nou wonderlik is dit dat ons, en daarom in Paulus, dink aan Paulus, die moeilike situasie wat hy beleef, hy weet hy moet Rome toe gaan, hy weet hy gaan gemartel word deur keiser Nero, hy weet dit, want die Here het hom geroep en hy sy 3 sendingreise deurgegaan en hy het op die see nagte deurgebring, armoede en al die dinge, hy het 5 keer geslaag. En dan sê Paulus dit in 2 Timoteus 4. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig eentyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Jy sien, Paulus het hierdie visie gehad as martelaar van die oorwinningskroon. Alle martelare gaan die oorwinningskroon kry. Dis hulle bedoeling. Imagine, hierdie martelaar het gesterwe vir Jesus. En wanneer hy is opgewek by die Here, dan sit die Here die kroon oor sy hoofd. Die martelaarskroon, maar daar's ander krone ook. Die wat volhard kry ook 'n kroon. Die eindtyd vol kroon. En Paulus gaan verder en hy sê, op die dag wat hy weerkom sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar almal wat 'n wederkomsverwagting gehad. Dis 'n ander woord. Verwag ons die Here asof hy vandag gaan kom. Jy sien die probleem in die wêreld vandag, en ek sien dit by my werk ook. Ons is so besig met die aardse dinge. Die mense so besig met die aardse, en dis reg, ons moet werk. En ons het verpligtinge, dis reg. En dan vra ek my, ek vir die kinders byvoorbeeld hierdie week gesê, sosiale media, dink maar hoe besig is ek met sosiale media. Hulle het navorsing gedoen oor hoe kry jy jou nuus. En die opsomming van dit was 6% kry hulle vanuit die radio. 10% kry hulle uit die televisie nuus. 84% van sosiale media. Nou hoeveel ure spandeer word aan sosiale media spandeer? En hoeveel ure word spandeer aan die woord? Gaan wonder dat ons kinders ken nie meer die woord. Huisgesinne ken nie meer die woord. En so daarom sê Paulus, wat ek uitsien, en as ek toelaat dat dit in my hart wortel skiet, Here, U mag dalk vandag kom, gaan ek anders lewe. Gaan ek 'n ander uitkyk in die lewe hê. Net soos wat my vrou vir my ongelooflik belangrik is, moet hierdie nog meer belangrik wees. Om te weet hy kom sy kinders haal. Maar 'n ander aspek is ook, wie is my werkgewer? Nou ek werk by die Herald. En toe ek in 2002 aangestel was oom Piet Tron my hoof, my direkteur, hy was die direkteur. Oom Piet is nou oorlede, maar sy seun Christo het by my het by hom oorgeneem en hy's nou my hoof. Is hy my werklike werkgewer? Hy is my aardse werkgewer, maar God is my werkgewer. So ek werk nie vir Christo. Ja, ons moet werk vir ons heilige hoof, dat hy gelukkig is en dat hy vreugde het. En ek doen dit dikwels af en toe gaan sê vir Christo, Jesus Christo, baie dankie dat ek hier kan werk. Dankie dat ek die voorreg het om op 71 nog met die Herald te kan werk. En dan sien ek 'n glimlag op sy gezicht. Ons moet dit doen. Maar daar's 'n groter punt. My werklike werkgewer is God. En
En wanneer ek daai persepsie het, dat God is my werkgewer, en hoe ek dit doen met my gesindheid, hoe ek dit doen met my lewe, hoe ek dit benader, dan skep dit 'n ander vrede. Want ons word vasgevang in ons aardse werkgewer. En ons sien nooit verder. Ten spyte hoe moeilik dit is, en wat mense van my sê, moet Jackie, jy weet eintlik niks, erns sal dit vir my sê. Pa, jy weet niks. Dis reg my sê. Maar ek wil weet, is die Here jou werkgewer? Want as die Here ons werkgewer is, dan het ons 'n ander visie in ons werksituasie, 'n ander passie in ons werksituasie. Al word ons afgekraak, al kry ons dit moeilik, maar my passie in my hart, dit hou my staande, dit hou my aan die gang, my passie vir die Here. Dis hoekom ek altyd sê, die Herald is my sendingveld. As ek daaruit stap, dan weet ek die Herald. Ek moet elke dag vir elkeen bid by die Herald. Dis my passie. Dis hoekom die Here my geroep het. En dan kyk ons anders, want die Here is ons werkgewer. En nou kyk saam met my na 1 Korintiërs 3. Ons begin by vers 8. 1 Korintiërs 3 vers 8. Die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Hoekom? Ons is medewerkers in die diens van God. En julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou op my fondament. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar reeds gelê is nie. En die fondament is die Here Jesus Christus. Die ongeredde bou nie op daai fondament nie. Dis die wedergebore kinders van die Here wat op daai fondament bou. En daai fondament is ons krag, daar is ons krag onder ons voete in ons lewe. En nou wil ek bou in hierdie lewe wat hy my laat lewe. Op die fondament van Christus. Dan gaan hy verder. En hy sê, vers 12. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder, want niemand kan ander vonde. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Nou waar leer ek van die werke van God? Dis nie my eie ding, ag ek het my goeie werk vir die dag gedoen. Nonsens. Is die werk wat ek gedoen het, die werk vir God? En weet ek wat die werk van God is? Die Bybel leer vir ons wat die werk van God. Dan sê hy verder, om klaar te maak, vers 14, as iemand sy bouwerk bly staan, want hy bou, as iemand sy werk sal hy beloon word, iemand sy werk wat verbrand word, sal hy beloon word, en toch sal hy self gered word, maar nie soos iemand wat uit die vuur geruk is. As ons bou op goud, en edelgesteentes en silwer, dis solied. Ander bou op strooi, en hooi, en hout. Dit gaan probleem. Dit is omdat het so belangrik is, dat ek moet weet, die werk wat ek vir die Here doen, dat dit staande sal bly. En waar begin dit? By 'n passie. 'n Passie vir die koninkryk. 'n Passie vir siele. 'n Passie om ander te verbeter, om ander se lewens te bou. Dit sal staande bly. Die beloning gaan ook oor ons motiveer.
Hoe gemotiveerd is ek in die lewe? En ek weet die lewe is, daar's baie issues in die lewe en baie dinge wat my lewe as te ware omvergooi. Wat my afkelder in die lewe. Wat my laat wankel in die lewe. Daar kom baie dinge want ons lewe in 'n gebose wêreld, 'n sondige wêreld, 'n stinkende wêreld en ons vyand is baie keer mense. Wat mense aan mekaar doen. Wat mense van mekaar sê. En dit is baie keer moeilik en dit voel of ek alleen staan in hierdie wêreld en dit voel of niemand gee vir my om in hierdie lewe nie. Soms baie keer in huisgesinne. Jy sien, om motivering te behou, moet ek 'n bron hê. En die bron kan nie myself wees nie. Dan gaan ek altyd val. Dan moet iets wees wat my inspireer, ten spyte van wat my absoluut inspireer en meer inspireer. En dis die werk van die Heilige Gees. Wat vir my sê, staan op, gaan om. En hoe meer ek in hom toeneem, hoe meer gaan motivering deel van my lewe wees. Kyk maar in vandag se tyd. Hierdie wêreld motiveer ons glad nie. Baie mense motiveer ons ook glad nie. So ek moet iets self aan my doen. Ek moet iets self aan my doen. Want ek het geen verskoning om vir die Here eendag te sê, maar ek was nie gemotiveerd. Dan gaan hy vir jou sê vir my sê, maar jy het al die geleentheid in my woord gehad. Jy sien, ons moet ons motiveer in hierdie lewe, in ons werk, wanneer dit gaan om die Here te verheerlik, met 'n ywerige en 'n nederige gees, want ek weet my loon gaan groot wees. Dis hoekom motivering so belangrik is. Dat hy my motiveer. As dit gaan om mense te behaag en net die nodigste te doen, dan sê ek dis lui mense. Ek moet ook iets ekstra doen. Ek moet iets ekstra van myself gee in die lewe. Ek kan nie net gemag sit en klaar. Dis soos ouens van sê, ek gaan nou aftree en ek gaan net op die stoep sit. Daar bestaan nie so. Jy tree uit, maar jy tree weer aan in iets anders. En daarom is dit so belangrik dat ek myself sal motiveer. Ek hoef nie altyd deur ander geprys te word nie. Ek hoef nie altyd deur ander mense aangemoedig word. Want dit is in my eie wese, in my hart. Daarom sê Jesus vir die Fariseërs, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan het julle geen loon nie. Dit is wat die motivering wat saak maak in die lewe. Nie die Fariseërs. Hulle wou gesien. Hulle wou geprys word. Linkerhand weet nie van die regterhand. Die Here sien ons harte. Hy is die kenner van ons harte. En wat volg? Seëninge. Beloning, seëninge. Selfs in hierdie wêreld, Spreuke 13 vers 13. Wie hom nie aan die woorde van die Here steun nie, sal die gevolge dra. Wie eerbied het vir die woord, sal die vrugte pluk. Lukas 18 vers 28, toe sê Petrus vir Jesus, kyk, ons het van ons besittings afgesien en die gevolg. Jesus antwoord Petrus, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afsien, van sy huis, sy vrou, sy broer, sy ouers of kinders, of hy ontvang nie in hierdie tyd, al baie keer soveel terug, maar ook in die hiernamaals. Wow! Verhoudinge is the name of the game. Relationships. Ons kan nie op 'n eiland gaan sit of verdwyn. Ons het 'n taak ten spyte van elke dag, want ons staan elke dag in sy diens. En dan die Here kom.
Dis wat ons by die nagmaal ook gaan sien in 1 Korintiërs 11. Ons herdenk sy dood totdat hy weer kom. En dis 'n vaste beginsel. Dis 'n vaste beginsel. Hoe sy geboorte het plaasgevind, sy dood het plaasgevind, sy hemelvaart het plaasgevind, en nou gaan sy wederkoms ook nog plaas. Ons weet net nie wanneer, ons moet net nie 'n datum voeg as dit moet. Dis stupid om 'n datum te sit. Dis stupid. Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou en my loon is vir my, om elkeen te beloon vir wat hy of sy gedoen het. Jesaja 40. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Jesaja 62:11. Die Here kondig dwars deur die wêreld aan. Sê vir Sion, hy wat jou red, kom, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Nou kom ons staan net stil vir 'n oomblik. Kom na Sion. Kom na Jerusalem. Profetiese uitleg. Jesus het gekom na Jerusalem. Wat het Jerusalem met hom gedoen? Kruisig. Maak hom dood. Want hy is nie die koning wat gekom het wat ons verwag het. Maar hy het gesê hy kom. Johannes 1:11, hy het na sy eie mense gekom. Sy eie mense het hom nie aangeneem. Dis hoekom daar soveel Jode vandag, ons moet bid vir die Jode. Maar dis hoekom daar soveel Jode hulle staan voor die klaagmuur in Jerusalem en hulle koppe skud, want hulle dink die Here het nog nie gekom. Hy het reeds gekom. Maar hy gaan in sy finaliteit kom. Sien, die Here is altyd regverdig in sy beloning. En hy wil beloon. Hoe beloon hy die onregverdiges? Die Bybel is baie duidelik daaroor. Hoe beloon hy die onregverdiges? Dit gaan maar 'n bietjie sterk klink, maar dit staan nou in die Bybel. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Toe het ek 'n groot wit troon gesien, en die een hoofletter wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee. Nou daar's 3 hemele. Jy het die sterrehemel, jy het die wolkehemel, jy het die sterrehemel en dan jy God se hemel. So die sterrehemel en die wolkehemel of hierdie aarde, dit gaan verbygaan. God se hemel bly oor. En daar was nie meer plek vir hulle nie. Hoekom? Want God het nou gekom. God het nou gekom. Ek het die dooies groot en klein voor die troon sien staan. En let op, die boeke meervoud is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek wat enkelvoud wat oopgemaak is. Dit is die boek van die lewe, hoofletter, en Jesus is die boek van die lewe. So jy die boeke meervoud, waarin alle mense sonder Christus se name geskryf is. Terwyl die bloedgewaste kinders van die Here se name is in die boek van die lewe geskryf. En jou naam word in daardie boek geskryf wanneer ons weer gebore word, wanneer ons die Here Jesus aangeneem word, wanneer ons met sy bloed gewas is, word ons naam daar geskryf. 'n Klein babietjie wat sterf gaan nie hemel. Maar wanneer hulle tot die bewustheid van sonde kom, moet hulle by Jesus zijn. Nou gaan dit verder. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gewerp, die hel. En die duiwel met sy gevalle engele is ook in die hel gewerp. En dan sê dit volgende. Dis die tweede doel die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam in die boek van die lewe geskryf staan nie, is hy in die hel gewerp. En dis die onregverdig. Hulle verdien ook hulle dood. Hoekom? Want hulle het die kruis van die Here Jesus verwerp. Hulle het die persoon van Jesus verwerp.
Ek kan 'n goeie mens wees en steeds Jesus verwerp. Ek kan 'n godsdienstige mens wees en steeds Jesus verwerp. Dit maak my nie Christen. Dis die bloed van die lam wat my Christen. En is God regverdig wanneer mense wat hulle eie keuse gemaak het, dan in die hel gewerk word? Nee. Want hulle het self gekies. Dit is hoekom dit so belangrik is om ons lewe met die Here reg te kry, beginnende by my. Want ek is nie volmaak. Maar beginnende by ons elkeen. Here, is ek gered? Is ek weergebore? Was daar 'n oomblik in my lewe waar ek my hart oopgemaak het en sê, Here Jesus, kom in my hart en kom was my deur die bloed van die lam. Dan sê Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het die reg gegee om kinders van God. En dan is die oordeel van my weggeneem. Maar ook hulle ontvang hulle nie. Want hulle het self gekies. Want hulle het almal breins gehad. 'n brein gehad. Maar dit Jesus verwerp. So die duiwel het ook Jesus verwerp, God verwerp. Want hy wou soos God. En wat was sy verdiende loon? Hy is uit die hemel gewerp. Adam en Eva, wat heilig was sonder sonde, het geval vir sonde, en is uit die tuin van Eden gewerp. Want dit was hulle verdiende loon. Is God wreed? Nee. Mag die Here vir ons help, hier om elke dag aan te pak. Want hy is ons werkgewer. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Dink aan dit wat ons